Baie welkom. Ek weet nie wat se gier is dit. Een keer is almal links en dan is almal regs. Ek het nou gewonder of ek vanmôre die preek sal so moet draai, maar nee, almal baie welkom. Ons is bly julle is hierso. En dis 'n lieflike dag. Jo. Die Here seën ons werklik met 'n lekker koel weer. Ek wil net so vinnige afkondigings. Ek dink alles is omtrent daar op die bord, behalwe dat die NG Kerk, ek dink julle op die groepie gesien, hulle het so 'n koekiebak, Marian, wat is daai ouer huis of iets in Springbok? Huis na Makula. Hulle soek nog baksters of bakkers of wat ook al, om te gaan help daar. Ek dink dis nou maandag en dinsdag. Kyk maar net daar op die groep op die advertensietjie. So die koekies of die geld of wat ook al gaan vir die ouertyd. Ek is so dom met hierdie. As ek eers hier met die deeg nie kom, dan raak ek, dan sleet my tong soos 'n dronker. En dan het hulle ook 'n movie aand, die wat wil gaan saam TV kyk of fliek kyk. Soos in die ou dag, jy kan glo jou gemakstoel vat en lekker loop chill daar so. En dan vanaand 6uur bedien ek daar aan die ander kant vir die wat wil saamgaan, daar by hulle by die NG Kerk. En Kobus, is daar enige ander afkondigings wat ek nie weet van? Dis wat ek nog van weet. Okay, maar as ons iets byval, sal ons maar daar op die groepie sit. En dan sal ons vir julle laat weet. So, verder sê jy vir ons open. Here Jesus, baie dankie dat ons almal hier as 'n gesin van U hier kan wees, Here. Here Jesus, elkeen van ons is broers en susters. Here Jesus, en ons weet waartoe ons gaan wanneer U ons kom haal, Here. Here Jesus, ons vra dat U vir ons sal seën in hierdie bediening van die pastoor vandag, Here. Dat ons kan luister wat hy sê en ons harte sal oopmaak, Here Jesus. Dat ons kan voel wat daar gebeur, Here. Here Jesus, ons bid dat U vir ons sal seën met die sang wat ons gaan doen, Here, dat ons die kerk kan oplig, Here. Here Jesus, ek vra ook dat die geldjies wat ingekom het, dat U vir die geldjies sal seën, Here, dat die geld sal doen wat dit moet doen, Here, en elkeen wat gee, dat sy seëninge sal kom, Here Jesus. Here Jesus, ek bid al hierdie dingetjies in Jesus naam. Amen. Amen. Tannie Annelies, kom tot vorentoe, dis 'n opdrag aan Kimberley. Ek kan niks daar. Ek luister, ek is 'n gehoorsame ouer. Dan is die dogter Lisa dit spesiaal self sy wil sien aan die bloos en hy. Kom staan en dan sing ons met Tannie Annelies van haar verjaarsdag. Jy moet dan nie regtig hy van kyk. Veel geluk, lieve Annelies, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Happy birthday, Danny. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Moving
As ons net ons hart vir die Here gee. Die Here is agter ons hart aan. Amen. Is
breathe on me. Amen. Het is wonderlik om die Here te dien. Kry jy 'n bietjie warm, moet ons baie aan sit. Amen. Toe maar dit so reg toe kom, hulle sê dis maar so 'n situasie. Amen. Nou ja, ons het laasweek het ons lekker gesels. Ons het 'n bietjie gesels oor dat die groot gebod, dat die Here vra van ons moet die Here jou God lief hê, ons moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan praat ons van waaruit bestaan die mens, gees, siel en liggaam. En hoe die vyand alles in sy vermoë werk om hierdie verhouding tussen God, tussen jou naaste en die verhouding met jouself te vernietig. Dis al werk wat hy het en hy stuur nie eers sy demone op verlof om te gaan rus nie. Verstaan jy, so hy is 24 ure 'n dag is hy besig om 'n aanslag teen God. Want jy sien wat vir my wonderlik wat ons laaste so vinnig gesels het laas Sondag, gees
kom in vergelyking, ons gees met God se gees, verstaan jy, in ons sielsdimensie, gaan waar dit denke, wil en emosie, waar ons met ons naaste moet werk, en dan die liggaam is mos waar ons onsself. So ek wil vandag so 'n bietjie gesels oor ons verhouding met ons naaste, maar ek wil net so 'n inleiding gee oor wat ons Sondag gepraat het, oor die gees, ons gees en God se gees, en hoe die Satan alles in sy vermoë werk, dat daar nie 'n verhouding tussen ons en God moet ontstaan. Is dit nie waar nie? Hy wil nie 'n verhouding hê nie, hy haat 'n verhouding. Hy is glad nie 'n voorstander van 'n verhouding nie. En ons weet dat ons God is 'n God van liefde en 'n God van verhouding. En daarom wil hy ook hê dat ek en u in verhouding met hom moet staan, in verhouding met ons naaste moet staan, en in verhouding met onsself. En as ek praat van onsself liefhet, dan praat ek nie van om hoogmoedig te wees nie. Nee, dit is nie daai liefde waarvan God praat. Hy praat van 'n mooi verhouding met onsself. En as jy ook praat met verhouding met ons naaste, dan het ons mos 'n opdrag gekry. En jy sien, die vyand se probleem is, sy ding is dat hy wil nie dat daar 'n verhouding moet ontstaan nie. Nou is daar vir my 'n vreeslike mooi ding, daar in Openbaring 12 vers 11, Openbaring 12 vers 11, wat die Here vir ons 'n baie mooi ding gegee het, en 'n teksie wat uitstaan bo alles, en iets wat ons moet hou vas en wat ons moet onthou aan, of aanhou. Iets wat ek vanmôre net wil sê is dat ons moet werklik tyd maak, en ons moet werklik werk aan ons verhouding met God. Mense, ons kan nie, dis die maklikste ding op aarde, is om sommer net nie meer kerk toe te gaan. Verstaan jy, die vyand is op jou kuis. Hy plaas gedagtes, hy plaas dinge in ons mind, om nie meer kerk toe te gaan nie, om nie verhouding te bou met mekaar nie, om nie bidtuur te doen nie, of nie Bybel te lees nie, of net nie meer te bid nie, want jy sien, die oomblik as ons begin vervlou in hierdie goeders, dan is daar 'n oop deur waar hy inkom, en dan gaan hy nie met jou speel nie. Verstaan jy? Mense, ons het mekaar so nodig, werklik mekaar so nodig. Ons het inspraak in mekaar se lewe nodig. Verstaan jy, hierdie uitsendings is nou wonderlik, maar hierdie goedes is eintlik nie gesond nie. As ek dit nou met alle eerbied kan sê, is nie eintlik 'n gesonde ding nie, want baie mense sit by die huis en hulle kyk TV, of hulle kyk na predikers. Ek sê nie dis verkeerd nie, hoor baie mooi, ek sê nie dis verkeerd nie. Dis wonderlik, ek like dit ook om na ander ouens te kyk, nie sommer net enige gemors nie, want daarvan is daar net so trop, of te lees oor iemand. Verstaan jy, dis wonderlik om te kyk, maar die samekoms, dis van uiters belang dat ons met mekaar moet kommunikeer. Verstaan jy, as daar 'n probleem opduik in jou lewe, dan wil jy nou vir daai ene raadpleeg daar op TV. Kyk, dan moet jy nou nie na my toe kom hardloop nie. Verstaan jy, want dan gaan ek vir jou ook vra, gaan terug na jou prediker toe. Jy het mos iemand op TV wat jy kyk. Verstaan jy, ons kan mos sien. Ons kan nou, hoe sê hulle, jy kan mos sien nou, my hamburger eet, maar jy betaal daar by 'n ander ou. Verstaan jy, ek werk mos nie so om. Verstaan jy mense, so die Satan is op ons kuis, om hierdie mooi verhouding tussen ons en God op te neem, sodat ons nooit in verhouding met die Here kan staan. So ek sê nie kom altyd kerk toe nie, ek sê altyd maak tyd om by mekaar uit te kom. Dis uiters van belang dat ons met mekaar brood breek, en dat ons kommunikeer, en dat ons gesels met mekaar, sodat ons gees gestig kan bly. Mense, ons kan nie, as daar water onder deur die deur kom, dan begin vernietig die vyand. So dit is belangrik dat ons tyd maak, en dat ons gees kan groei, dat ons kan groei in ons verhouding met God. Nou vanmôre wil ek hierdie stukkie met u lees, en dis Openbaring 12 vers 11, hy sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe, hulle lewe nie lief gehad. Nou ek wil vanmôre, daai Openbaring 12 is vir my so baie mooi, in 'n kosbare stukkie. Jy sien, tussen ons, die vyand, die demone, soos ek vanmôre gesê het, probeer om hierdie verhouding
wat ons tussen mekaar moet hê. Jy sien, God het vir ons 'n opdrag gegee. Die hele woord is vol van 'n opdrag. Gaan en gaan maak disippels. Verstaan jy? Dis die belangrikste opdrag, is om disippels te gaan maak. En jy sien, die vyand weet hierdie opdrag. Want hoe sal hulle hoor, as ons praat daar in Romeine 10, praat hy van, hoe sal iemand hoor as niemand hulle vertel nie? Is dit nie waar, die mense? So ons het 'n opdrag, daar is jou liedjie wat altyd sê, moet ek gaan met leë hande. Verstaan jy, ons gaan voor die troon van God moet loop staan, as gevolg van ongehoord. Nou ek hoor baie mense, ons wat verkondig, ons is gered uit genade, en jy kan nou maar terugsit. Nou ek sê vir jou, die helse deure staan waawyd oop vir jou, as jy gaan glo, dat jy uit genade, dis waar ons is gered uit genade, maar daar is 'n opdrag, dat ons die evangelie, dat ons die blye boodskap, moet uitvat na die wêreld, na die nasies toe. Hoe gaan mense, hoe gaan die sondaar, hoe gaan die wêreld hoor van God, as daar niemand is, wat hierdie boodskap, hierdie blye boodskap van uitgee nie. En die vyand weet, mense, die Satan weet, as niemand hoor nie. En nou praat die woord van die Here, hy praat van 'n doofstom gees. Hy praat van daai wat nie kommunikeer nie. Verstaan jy, ons kom tot redding, ons kom by die Here uit, vreeslik, wonderlik, pragtig, maar jy's eintlik dood in jou gees. Jy's eintlik stom. As die woord praat hierso van, deur die bloed en die woord van hulle getuienis. Mense, hoe kan jy stil bly? Hoe kan ek en u vanmôre stil bly, as die Here my siel kom red het, as hy my skoon gewas het, as hy vir my 'n kans in hierdie lewe gegee het? Mense, hoe kan ons stil bly oor hierdie wonderlike liefde van God? Hoe kan ons stil bly? Hoe kan ek sien iemand anders gaan verlore, maar ek en u maak aanspraak vanmôre dat ek gered is, en dat die liefde van God is besig om deur my te vloei, en ek maak aanspraak daarop dat mense sal dit sien, maar op die een einde van die dag, dan sien niemand werklik die Here nie, in jou lewe nie. Daar's niks in jou nie, want daar's geen getuienis nie. Verstaan jy, mense, hoe kan ons, dis hoekom ek sê, as jy gered is, moet jy 'n getuienis hê. As jy nie 'n getuienis het nie, is jy nie gered nie. Daar's nie 'n manier nie, man. Weet dit, elke een van ons moet dan sê, man, wie op daardie dag het ek die Here Jesus in my lewe aangeneem, toe dit op die laagste in my lewe gewees het, toe dit die moeilikste in my lewe gegaan het, toe dit ondraaglik geraak het vir my, toe ek nêrens meer geweet het waarheen om te gaan nie, toe God in my lewe ingekom. Prys die Here, man. Toe die Here in my lewe ingekom, en daarom kan ek vanmôre getuig van dit. Deur my getuienis, want die bloed van die lam het my kom reinig, hy het my kom skoon was. Mense, is dit nie wonderlik om te weet dat my verlede is weggevat nie. Is nie meer daar nie, daar's niks meer van my verlede oor nie. Alles is weggewas. Die woord sê so mooi, dat Jesus het dit gebedek, hy het dit toegemaak, hy het vergeet daarvan. Is dit nie wonderlik nie? Ja man, prys die Here. Om te kan weet, ek is 'n nuwe mens in Jesus Christus. Die bloed getuig daarvan. Die bloed van Jesus wat my gereinig het. Nou, hoe kan ek stil bly? Amen. Hoe kan ek stil bly? 'n verlore sondaar. 'n mens op pad na nêrens nie. Mense, ons kan hoe voorgee. Jy kan dis die maklikste ding op aarde om mense te belieg. Dis die maklikste ding op aarde. Dis die maklikste ding om 'n masker op te sit. Maar hier binnekant waar God sien. Hier waar God sien. En die Here kom op 'n tyd en die gees van die Here kom by jou en hy breek hierdie ding oop wat jy toegemaak het. Want jy sien uit jou hart raak gesien. En toe hy dit oopbreek, mense, hoe kan ons stil bly oor hierdie wonderlike ding wat in my lewe gebeur het? Ja. Verstaan jy, man, daar's nie 'n manier. Toe ek die Here aangeneem het, is daar nie 'n manier dat ek kon stil gebly het nie. Ek het gepraat daarvan, maak nie saak hoeveel vingers gewys het. Is dit nou hoe 'n Christen? Daai al daai goed. Dit sal nou wees, dis wonderlik, dis net so goed. Man, dit maak nie saak nie, want dis hoe ek gelyk het. En met tyd skud die Here hierdie dinge af. Maar
maar die Here sê, ons kan nie stil bly daaroor nie. En die vyand kom en hy sê vir jou, jy kan nie. Hy loop grou jou verlede uit, hierdie doofstom demoon, wat ons mense aanval. Ons is by die Here, maar ons wil nie getuig van Christus nie. As die geleentheid hier is, moet jy opvlie man, soos een vrou, moet ons kan opvlie en sê, ek wil praat oor die Here. Man, daar moet opgewondenheid in jou lewe wees. Ha? Ons moet opgeruimd wees, want dit is mos lekker om die Here te dien, om te kan weet, joh man, ek was verlore, maar ek is gered deur sy genade. En ek wil dit vir almal sê. Is dit nie lekker nie? Maar die Satan sal my bekkie stil maak nie. Ek sal praat en ek sal juig en ek sal jubel oor die Here. Verstaan jy, dis wat ons moet doen. Ons moet jubel oor die Here. Moenie laat hy stom uit jou loop slaan nie man. Moenie laat hy doof uit jou loop slaan nie. Maar jy sien, ons maak, dis wat die Here sê, julle hoor, maar julle luister nie. Mense, as ons hoor, en ons het gehoor die reddende genade van die Here, mense of weet, dat baie kinders van die Here kan nie eens kommunikeer met mekaar nie. Hulle kan nie eens met mekaar gesels nie. Hulle kan nie, as ons met daai ou doofstom demoon, wat jou gedurig aanval, en vir jou regverdig, ag, ek is maar nie 'n prater nie, dis 'n lieg man. Jy kan praat, jy het 'n bek gekry. Jy laat loop man, jy het 'n tong, laat loop. Moenie terughou nie, moenie terughou oor die evangelie nie man. Verstaan jy, daar's mense wat verlore is mense, daar's mense wat nog nie Jesus ken nie. Dit is ons plig, dis ons verantwoordelikheid. As ons vanmôre sê, Jesus liefde in my, is dit my verantwoordelikheid om die Satan vas te trap en sê, ek gaan praat oor die Here, ek gaan getuig van sy goedheid, en ek gaan praat oor sy guns in my lewe, ek gaan dankie sê vir die voorspoed in my lewe, ek gaan dankie sê vir die gesondheid, en ek gaan vir mense opbeer, want hoeveel mense kry jy nie op jou pad vanmôre wat down voel nie. Man, dis my verantwoordelikheid, as ek daar verbyloop en ek sien hier is soos om Luc die laaste getuige, om te sien, jy's miskien iemand wat af is, en jy sien dat jy's mos nie blind die man, jy sien mos, jy ervaar in jou gees, iets is by hierdie persoon nie lekker nie, om te getuig van die Here het jou gered, om vir hierdie mens te kan sê, hey man, by God is liefde en vrede en vrede. Dis ons werk. Dis ons job man, hoe moeilik kan dit nou wees? Nee, ek wil tog net nie, dat die mense moet van my sien as 'n Christen of dink, nee, dan is jy skynheilig. Ja, nee, raak eerder 'n Satan aanbidder, want jy loof en prys hom tog in elk geval al die jare, so gaan verder aan 'n loof en prys hom. Verstaan jy, want toe ons in die wêreld gewees het, was ons nie skaam nie. Toe ons op die toonbank rondgedans het van dronkheid, toe was ons nie skaam nie. Ek het sommer self 'n stripper gewees, as hulle nie wil strip. Toe was ek nie skaam gewees. Ja, toe ek al gaan voor mense kan ronddans, maar as ek by die Here, dan is ek nou skaam. Nou is ek skaam. Ja, toe was ek vol van die wyn gewees, nou is ek vol van die Gees. Ja, so maar hoekom wil ek nou skaam wees om te praat oor Jesus Christus, ons verlosser? Nee man, jou getuienis, deur die woord van jou getuienis, verslaan ons die Satan. Deur die woord van ons getuienis, prys die Here, leer kommunikeer mense, leer om met mekaar te praat, leer verhouding bou, moenie dat die vyand hierdie kosbaarheid wat binne in jou is, vir jou besteel en terughou nie. God het vir jou mond gegee, het vir jou opdrag gegee. Jy almal is nie predikers nie, maar daar waar God jou neergesit het, maak 'n verskil. As die deur oopgaan by iemand se lewe, dan praat jy. Moenie die ou bepreek nie man. Moenie vir hom toegooi met woord nie. Bring jou getuienis van wat God in jou lewe gedoen het. Hey mense, as iemand vra, bid vir my, bid vir hom man. Bid vir hom. Moenie dat die vyand hierdie dinge terughou nie. Dat ons deurbraak in ons lewe kan kry. Verstaan ons mense? Dit is so belangrik vanmôre deur die woord van ons getuienis kom mense tot redding. En die vyand weet as hy jou kan stil maak, dan sal die kerk van die Here stil raak. Hoe sal hulle hoor as niemand hulle vertel nie? O mense, wat 'n geweldige aanklag van God. Hoe sal hulle hoor as niemand vir hulle sê nie? Hoe kan ek iemand
wat ek weet wat se lewe nie met die Here, maar ek los maar eerder, want ek wil nou nie aanstoot gee nie, ek wil nou nie hier betrokke raak nie, jy moet betrokke raak. Jy moet, as daar die vuur in jou brand, en dis ook met hierdie bose ou plakate van, kom kry vuur, mag die Here hierdie valse profete uitsorteer. Kom kry vuur, man, jy loop met vuur. As jy die Here aangeneem het, dan loop jy met die vuur binne in jou. Wat is die Heilige Gees anderster as die vuur van God, man? Ja, dit is omdat ons die vuur dooddruk, dis hoekom dit voel of jy moet op vuur kry. Jy het die vuur van die Here in jou. Jy moet net laat die vuur blaas, man. Laat hy spoeg uit die vuur, man. Moenie die ding vir jou sit self op. Jy sit en brand jouself uit, want jy so borrelend van die vuur, maar omdat hierdie doofstom demoon vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy kan nie kommunikeer nie. En ons sit te hou al ons emosies en probleme vir ons terug. Verstaan jy, dis 'n doofstom gees. Hy is so bang. Wat sal die mense, man, bokker die mense, man. Bokker die mense. Praat oor jou gevoelens. Wys jou gevoelens. As die ding in die lig uit is, mense dan het daar nie die Satan nie hou vas in jou lewe nie. Laat hy uitkom, man. Man, daar is in my lewe niks wat ek wegsteek. Jy sê mos hoor hoe praat ek. Ek praat alles, man. Want daar is niks in my lewe wat ek wil terughou nie. Niks in my lewe moet hy terughou nie, want ek wil getuig. Ek wil vir jou sê, ek was net so sleg gewees, so ek getuig daarvan. Sodat jy kan weet, man, jy sien net alleen sleg, hier slegter gewees as jy. Verstaan jy, maar God maak ons nie die oomblik as ons begin getuig van sy liefde. En dit wat jy moenie dat daar die vyand 'n plek kry in jou lewe nie. Man, prys die Here, ek raak so opgewonde oor hierdie goeders. Dit werk vir my so goed. Jy sien, dan is daar 'n ander ding, 'n ander demoon wat vir ons aanval, hierdie jaloersheid. En ek praat nie van jaloers op die een op die ander se vrou of op die man. Nee, ek praat nie oor daai jaloers nie. Ek praat nie oor jaloers wat die een het en wat die ander, ja, dis net so vuil en vieslik. Maar ek praat oor die jaloesie van groei. Geestelike groei. Ja. Mense kan nie, hulle wil dit nie sien. Die oomblik, hulle kan nie glo dat die gees van die Here besig is om iets nuuts in jou te maak. Want jy sien die verskil is, die een maak tyd met die Here en die ander een loop met 'n godsdienstige demoon rond. Dis die verskil. En die een staan op, omdat hy die Here waarlik liefhet, en hy begin getuig van die Here, so daar sal afguns wees, daar sal jaloesie wees, mense wil nie sien nie, mense is dit nie verskriklik om vanmôre te besef, dat ons as kinders van die Here nie wil sien hoe iemand opstaan in die Here nie. Is jy mense, as hier nou ek bid vir Marie en sy word gesond, hoe magtig 'n verskriklike jaloesie op hierdie arme vrou omdat ek dit doen. En sy word genees. Here, nou hoekom kan ek nie? Omdat jy die tyd met God maak. Want die gawes is vir ons almal daar. Dis nie net vir een mensie. Die wonderlike liefde van die Here is vir ons almal daar. Hoe meer tyd jy maak, ek sê altyd Matteus 7 vers 7, soek totdat jy vind. Jy soek en jy sal vind nie. Soek totdat jy vind. En as jy gevind het, sal jy groei. Mense, daar is soveel meer om te ontdek van God. Daar is wonderlike dinge om te ontdek van die Here. Maar op die einde van die dag moet ons stil wees in die teenwoordigheid van God. Want as jy in sy teenwoordigheid gaan kom, dan gaan jy geestelik begin groei. God gaan jou gebruik, want jy sien jou hart is opreg. En mense wil dit nie sien nie. Dis nie die wêreld nie. Nee, die wêreld het sy doen ding. Dis kinders van die Here, dis medeboeties en sissies, wat nie wil hê, dat jy moet mooi opstaan in die Here, en hulle begin wys vinger na jou. Het jy al gehoor, wie wat hulle vir my gesê het, daar's geen salf te smeer in daai vuil goed nie. Geen salf te smeer nie. En nou hoor ons, hoe moes hy al doodgelê gewees het, kan hy nie al jy kan niks met hom doen nie. Ewen God kan niks met hom doen nie. Hy sal nooit verander nie. Ja, dis wat ek gehoor het.
omdat ek so gesuiker moeilik het. Nooit, niks, God kan niks met hom doen nie. Weet jy, hoe hoogmoedig is jy? Weet jy wie jy dink jy is? Jy is presies Lucifer se broer. Jy is Satan se broer. Om te besluit dat God nie vir Willem van Wyk kan verander. Want hier staan jy wat Lucifer se broer, hier staan jou resultaat. En hy staan 'n bedien, net soos elke een van ons hierso. Dat daar baie miskien nou vir jou gewys het, in vinger gewys, jy sal niks, dat jy kan niks, nooit niemand kan met hom. En op die einde van die dag is dit juist daardie mens, wat niks in die wêreld se oë is, wat God oprig en 'n kosbare disipel maak. Want mense is jaloers oor dit wat God in jou lewe doen. Mense is jaloers, hulle is nie opgewonde van jou nie. Man, weet ek het eendag, vir jare stap, ek het dit seker al gesê, vir jare stap ek, en ek loop met die evangelie. Man, ek het gesê, my liefde vir die Here, my liefde, dan hike ek as ek nie kan ry nie. En dan ry ek trein as ek nie kan ry nie. Dan ry ek groot lorries, enige ding wat my wil optel. Ek het ewen al op 'n donkiekar lift gekry. Maak nie saak nie, maar die evangelie het ek uitgevat. Omdat ek weet waar God my uitgehaal het. As dronklaap waar God my uitgehaal het. En hy sit my op 'n nuwe plek. Amen. Ons moet ophou so ondankbaar wees. Ophou ondankbaar, weet jy. En ek sal nie vergeet, in Loederix, toe die Here my bless met 'n kar. Ek is so opgewonde. En ek deel dit met my medebroers en susters in die kerk. En sommer 'n ou niksberg in die kerk se oë kom sê vir my, nie almal is so happy soos jy nie, my broer. Hulle wil jou sien stap. Hulle wil sien dat jy net pap vreet. Hulle wil sien dat jy vir 'n week lank moet bad sit met 1 stuk brood. Hulle wil dit sien. Dit maak hulle gelukkig. Want dan is dit daai revenge wat in ons kinders van die Here se hart is. Ons wil sien dat my boetie en my sussie swaar kry. Ons wil sien, want dit is sy verdiende loon dat hy daai brood vreet. Man, vir 'n week lank bad sit ek, vir 7 dae bad sit ek aan 'n sny een brood. Aan 'n week lank, mense. Vir 'n week lank moet ek hierdie is vandag se, daar is nie vermoere nie. En wie my kan sê, nooit het ek honger geslaap het. Maar prys God daarvoor, want as ek moet van mens afhanklik gewees het, dan was ek vandag dood gewees. As ek van kinders van die Here afhanklik moes gewees het, was ek van dood gewees vandag. Want ons wil revenge, maar ons sê, ons sit met die liefde van die Here, maar daai vuil demoon wat deur jou werk, daai jaloerse demoon, wat jy nie wil sien dat iemand opstaan nie. Jy wil hom sien verneder. Jy wil hom sien op die grond rondkry. Jy wil hom sien as 'n bedelaar. Dis jou attitude. Kom ek sê vir jou, daar wag vir jou 'n baie groot verrassing, as jy eendag voor die troon van God loop staan, oor jou gesindheid teenoor jou broer, teenoor jou suster. Vuil gesindheid, 'n bose vrot gesindheid. Definitief nie 'n karakter van God nie. Moenie vir my sê jy het naaste liefde nie, jy's 'n leienaar. Jy kom uit die put van die hel. Jou getuienis het geen krag nie. En elke mens sien dat jy 'n leienaar en 'n bedrieger is. Even die sondaars sien dat jy 'n bedrieger is. Jy het geen geur van Christus in jou. As jy wil vanmôre jaloers wees oor iemand wat meer tyd as jy maak, en God begin tel hierdie persoon op. Hey man, moet ons nie trots wees nie. As ons praat van naaste liefde, o Here, ek is so bly, want ek weet waar was hierdie persoon. Here, kyk hierdie mooi getuienis. As my niks so mooi in hierdie gemeente, as ek sien hoe mense hier instap, as 'n verlore siel, en God begin tel hulle op. Ek het nie soveel jaloesie daaroor. Werklik, die Here hoor vandag my hart. Ek het nie jaloesie daaroor nie. Ek sê prys die Here. Want ek en my vrou bid vir hierdie gemeente, vir leiers, vir disippels, vir mense, want die oes is ryp, sê die woord, maar daar's nie arbeiders, daar's niemand buitekant, daar's niemand binnekant, daar's nie mense wat wil help om hierdie verlore siele by God uit te bring. Mense, jy kan hoe bid
vir jou familie. Jy kan hoe bid vir vriende, maar as jy nie met hulle praat oor die Here Jesus nie, as jy nie wil sien, as jy nie wil motiveer nie, as ek met Tannie Molien en ek sien hoe staan sy op, dan moet ek vir haar kan sê, Tannie, maar ek is so trots op Tannie. Ek is so bly vir Tannie se pad, want ek sien hoe die Here iets nuuts maak. Verstaan jy, daar's niks jaloesie in my nie. Ek is dankbaar teenoor God. Verstaan jy, want dit is 'n siel uit die hel uit, mense. Dit is 'n siel wat nie meer verlore gaan nie. Moenie dat die vyand ons besig hou met mekaar nie. Ja. Moenie dat die vyand ons besig hou met mekaar nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, teen mekaar nie, maar teen die bose geeste, teen hierdie wêreldse morsigheid. Dat ons mekaar ten minste kan ons ringe toemaak en sê, my broer, my sussie, kom laat ons bid. Hoe kan ek vir jou help? Al support is, al ondersteun, al is dit net 'n mooi woordjie, al bedien ons net mekaar saam met die woord. Dis iets, ons stel mekaar op. Dis naaste liefde, mense. Naaste liefde wil nie vernietig nie, maar die Satan sê, kom ons vernietig. Is dit nie waar, mense? Ons moet tog so versigtig vanmôre wees. Spreuke 6 praat vir my. Ek ken Spreuke 6 teen hierdie tyd al. Wat ek praat daar van 16 en 19 af. 6 dinge, nee, 7 dinge haat God. Van hoogmoed. Dis seker die vuilste ding wat daar in die lewe kan wees. Want jy sien neer op ander. Jy sien neer op ander. Wie gee ons die reg? As God jou opgetel het, om nou neer te sien op iemand anders. Wie gee jou, wie jy so verlore, want daar die verhouding, want Spreuke 6 praat van verhouding, maar ons breek af, ons praat sleg vir mekaar, ons sien neer, dis daar die gebed wat ons praat daarvan, van die tollenaar, fariseer en die tollenaar, ek dink is daar in Lukas, ek is nog nie seker nie, wat hy praat van die fariseer en die tollenaar, en hier staan die fariseer en hy gee hierdie vreeslike mooi, kosbare gebed, o Here, dankie dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. Verstaan jy, ons kan ons daar gelees om daar, ek dink is, ek het hom hier iewers aangeteken, dat ek hom net vir geloer, maar ek sal hom vir u soek. Ek het hom iewers geskrywe. Want hy praat van, Here, kyk hierdie tollenaar. Nou die tollenaar was nou nie so 'n gesiene persoon soos die fariseer nie. En hy praat hierdie gebed, Here, kyk hierdie ou arme tollenaar. Ek geniet hierdie aansien. Verstaan jy, en hierdie ou tollenaar voel nog, want jy sien, hierdie ou tollenaar se selfbeeld is alreeds so vernietig, want die tollenaar was nou eintlik die baljoe gewees. As ons dit dan nou so, want dis die een wat by die tolhekke gestaan het. Dis die een wat op 'n geld invat het. So almal het hom al reeds verneder en almal het hom al sleg gesê. So hy wat nou nie 'n gesiene job gehad, soos die fariseërs wat mos nou soos wit gepleisterde grafte rondgeloop het. Die Here Jesus sê mos, julle is 'n klomp wit gepleisterde grafte. Man, dit is soos 'n klomp blik met 'n klomp klippe in. Daar's geen niks in julle nie. Verstaan jy, so baie. Die Here gebruik daai voorbeeld in die woord, maar hier is vandag nog net so 'n trop van hierdie wit gepleisterde grafte. Hulle sit die kerke vol, man. Daai goed is niks werd vir die koninkryk van God nie. Verstaan jy, daai fariseer, ek het die Bybel al hoeveel keer, 7 keer of 8 keer of 100 keer deurgelees, maar hier sit 'n breek ek my broer af. Verstaan jy, ek het so aan 'n Romee geken na 'n Keetmans, dan hy breek daarop, hy staan daarop, ek het die Bybel al 7 keer deurgelees, maar hy is die grootste skinderbek in die kerk gewees. Verstaan jy, hoe kry jy die kloutjie by die oor? Verstaan jy, die twee dinge loop ons nie saam nie, man. Maar wat help dit jy lees die Bybel? En ek gee nie, jy sien ons so met die nagmaal tafels daai jare, jy sal weer daai ou bid dat jy nie kan dink, ons het dan gisteraand saam gesuip het. En dan sit hy aan die nagmaaltafel, hy is die hoofouderling. En hy bid die mooiste gebed dat jy voel, Here, maar ek voel nou soos 'n rou Sondag. Ja, ek het saam met jou gesê, maar kyk hoe mooi bid jy nou. Leeg grafte mense. Maar Sondag is jy hoogheilig. Is dit nie 'n skande nie, hoogheilig. Ons sien neer op iemand anders, mense. En hierdie ou tollenaar bid eenvoudig. Wie hy laat sak eintlik sy hoof.
Och mense, weet 'n mens wat regtig soekend na God is. Ja. 'n Mens wat soekend na God is. Eerbied, Here, ek is maar net 'n ou sondaar. Sien my raak. Ek het nie wat hierdie fariseer het nie. Ek het nie die aansien nie. Ek het niks van hierdie goed nie. Wees my net genadig. En wat sê die Here so mooi daar? Hy sien vir hom raak. God sien hom raak. Ek wil afsluit. Ek wil vanmôre afsluit met hierdie wonderlike stukkie. Van die 10 maagde. Ons ken nou al die 10 maagde se storie. Jy sien, daar's 'n demoon wat ons noem 'n bedwelmde gees. 'n Bedwelmde gees, daai gees wat God uitstuur. Toe Israel hom nie wil eer nie, toe stuur hy hierdie gees na hulle toe, wat hy bedwelm nie. Jy sien, ons wil nie met die wêreld breek nie. Ons hou so met een voet in die graf, en die ander een wil ons in die kerk staan. Daai bedwelmde gees. Ons het nie meer die vuur nie, maar ons gee voor dat ons hierdie vuur nog het. Ons leef soos ons wil, ons maak soos ons wil, ons is wetteloos dat dit kan bars, daar's niks van Christus meer nie. En wat sê die woord van die Here so mooi? En die woord bring hierdie 10 maagde uit as voorbeeld vir môre mense. Wat die woord sê, en al 10 het gaan slaap. Hulle het gewag vir die bruidegom. Al 10 het gaan slaap. En toe die roepstem kom, dat die bruidegom is op pad. Toe net 10, nog net 5 olie in. Van wie praat God hier? Van sondaar? Nee. Hy praat van sy kinders. Hy praat van gelowiges. En dan is daar nog mense wat sê een keer gered, altyd gered. Die grootste leuen onder die son. Hier praat God van sy kinders. Toe die basyn blaas, dat Jesus is op pad. Toe is daar net 5 wat gereed is. En op daardie oomblik toe begin skarrel hulle rond. Toe hardloop hulle rond, want daar's nie olie meer nie. Wat is die olie? Die Heilige Gees van God. Jy het 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan het jy verloor. Wat 'n verskriklike aanklag as jy voor die troon van God moet loop staan en jy moet besef, maar ek het nie meer olie nie. Ek kan nie by die bruilofsmaal ingaan nie, want ek het nie olie nie. Ek het laat gekom, want die deur het klaar toegemaak. Jesus Christus self het die deur toegemaak na sy bruilofsmaal. Daar's nie meer plek nie, want jy het nie die vuur meer nie, want jy het gelewe met God, sonder God, net soos jy wil. Daar is nie vuur nie, die Heilige Gees van God is nie meer deel van my lewe nie. Ek het 'n godsdienstige gees gehad, ek het geprobeer op my eie krag voortgaan, want ek het nie stilte tyd gehad nie. Ek het nie gesorg dat ek elke dag besprinkel word met die bloed van Jesus. Verstaan jy? Elke dag tyd maak met die Here, elke dag in sy teenwoordigheid wil sit, sodat ek kan seker wees dat my olie nie opraak nie, man. As jou olie opgeraak het, dan sal jy soos daardie 5 dwaase maagde, sal jy rondhardloop, en jy sal huil, en jy sal skrou, en jy sal te kere gaan, maar dit sal te laat wees, mense. Moenie na hierdie demoniese dinge luister, moenie na hierdie demoniese aanslag, rig jou gedagtes tot die Here, en vra elke dag, Here, gee U my wysheid, sodat ek my naaste kan lief hê, soos wat U hulle lief het, dat ek vir hulle kan daar wees, soos wat U vir hulle daar is, sodat ek nie dink ek het olie, maar dan moet die aanklag kom. Daar was so baie wat na jou gesoek het. Ek dink is Matteus 25:24, wat hy sê, ek was honger, ek was dors, maar niemand was daar nie. Ek was in die gevangenis, maar niemand het my kom besoek nie. En mense, dit praat nie van 'n werklike gevangenis nie.
Dit praat nie al van 'n werklike dors of 'n honger nie. Dit praat van 'n geestelike honger. Daar was niemand wat die woord na my toe gebring het nie. Ek was dors na die waarheid, maar niemand het die waarheid vir my gebring nie. Ek het in 'n gevangenis gesit. Ek het nie geweet hoe om uit my omstandighede uit te kom nie, maar niemand was daar om my uit hierdie gevangenis uit te lei nie, want 'n doofstom gees het my stom gemaak. Dis nie my werk nie, ek kan nie praat nie, ek kan nie dit nie, al hierdie gemors van ek kan nie. Man, daar is 'n bose gees wat jou stil probeer maak. En hier kom die aanklag van die Here. Jy het nie meer olie nie. Jy kan ongelukkig nie aangaan nie. Mense pas op vanmôre. Baie mense kan maar vanmôre na my vinger wys, ek gee nie om. Maar solank ek die waarheid van die Here by ons mense kan uitkry. As ons hier uitstap, dan vra jy, Here, maak my olie weer vol. Maak my, ek bely voor U, my olie het leeg geraak as gevolg van miskien dinge wat ek gesien het in die lewe, of ervaar het in die lewe, of die leuen van die vyand, wat my weggelok het met sonde, want dis mos sy triek daai, om ons weg te lok met sonde, en op die einde van die dag, as die bassyn blaas, die woord, die waarsku ons, wat hulle sê, baie mense sal dink, ag elke keer, dink ons die koms van die Here is naby, want die Bybel praat daar vir almal, ag nee wat, ek glo dit nie meer nie, ek staan nie meer daarop nie, en op die oomblik wat jy dit die minste verwag, dan blaas die bassyn en Jesus kom. Is ek en jy gereed? Breek met die wêreld. Breek met die wêreld. Ek kan eerstens, kan ek vanmôre getuig, breek met die wêreld. Die Satan wil jou vernietig. Breek met die wêreld. Staan op God se woord. Hy's nie 'n leienaar. Amen. As hy jou beloof dinge, mense, hy vat ons deur omstandighede, hy gee vir ons toetse op ons pad, maar op die einde van die dag, alles werk ten goeie. Alles werk ten goeie, omdat hy jou lief het. Verstaan nie, moenie dink, dis omdat wanneer die vyand kom en hy sê, God sien jou nie meer raak nie, God haat jou, God het nie nou meer tyd vir jou nie, iewers het jy iets verkeerd gedoen, verstaan jy, miskien het jy gesondig teen die Heilige Gees, al hierdie leuns, hy's vol leuns. God sien jou raak, en hy wil hê ons moet breek met hierdie leuns van die vyand, sodat ons kan groei in die Here. Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons kom verheerlik vanmôre U naam. Geen ander naam nie, my God. En ons kom sny elke leuen van die vyand, sny ons vanmôre af. Ons rig ons gedagtes weer na die kruis. O Daniel het so mooi gesê, elke keer as daar 'n aanslag van die vyand kom, dan vlug hy na die bo vertrek. En hy maak die venster oop wat uitkyk op Jerusalem. Vandag gaan ons ook na ons binnekamer, na die bo vertrek, na die binnekamer, en ons maak ons hartvenster oop wat uitkyk na Jesus Christus. En dan weet ons, Here, ons weet vanmôre, daar's niemand wat niks in ons kan doen nie. Of iets in ons kan doen nie. Want U is met ons. U stok en U staf vertroos ons, Here. Al gaan ons deur 'n dal van doodskade heen. Here, U hand is van beskerming is altyd daar. Here, ek bid vir elkeen vanmôre, U wat harte ken vanmôre, U weet my God. Ons wil vanmôre uitroep deur ons getuienis. God is goed. Nie net omdat die woord sê nie, maar ek beleef dit, God is goed. Amen. God is goed vir my. Hy kyk na my. Ek voel sy beskerming. Ek voel veilig. Yes. Ek sal nie toelaat dat leuns my wegvat van die Here nie. Ek sal nie toelaat dat jaloesie my afbreek nie. Ek sal nie toelaat dat hierdie doofstom gees my beïnvloed nie. My getuienis kom steel nie. Here, ek sal nie toelaat dat hierdie demoniese mag my verhouding met my naaste sal breek nie, Here. Want ek het 'n verantwoordelikheid teenoor mense gaande gemaak disippels. Here, ek weet vanmôre die woord roep eintlik uit. Gaan maak disippels.
Dis ons as u kinders ook, gaan maak, dis asof u vanmôre soebe, gaan maak disippels. Amen. Maak disippels. Here, daar lê 'n hel voor ons, of ons dit nou wil glo of nie. Daar lê 'n ewige verdoemenis voor ons. Maar mense wil nie meer praat oor die hel nie, want hulle is te bang hulle verloor lidmate. Hulle is te bang hulle gee mense aanstoot. Maar die hel is 'n werklikheid vanmôre, Here. En as ons daardie liefde wat u het by God, as ons daardie liefde kan kry, Here, dan sal ons trane elke dag loop, my Here. Omdat ons sien hoe die wêreld verlore gaan, omdat ons sien hoe kinders van die Here uitsak, hoe dat ons sien dat die vyand kom bedrieg en belieg, en hulle verloor hulle salwing, hulle verloor hulle olie, hulle verloor die vuur wat ons dryf vorentoe. En daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees, op daardie dag, as u die deur self toemaak. O Here, wat weer daardie dag, wat 'n vreeslike dag. Wat die Hebreërs sê, hoe vreeslik is dit om te val in die hand van 'n lewende God. Hoe vreeslik. U genade wat nou so groot is, het ons verwerp. Ons het dit eenkant gesit. Omdat ons eie wil gevolg het. Omdat ons nie ons emosies aan u oorgegee het. Ons denke aan u oorgegee het. Omdat ons wil nie aan u submit nie, Here. Ongehoorsaamheid. Ek prys u. Prys u vir elke een wat vanmôre hier sit. Ek prys u vir elkeen wat daar binne in sy hart of in haar hart, daar waar 'n saadjie begin ontkiem. En ek prys u, o Heilige Gees, dat u hierdie saadjie sal laat groei. Dat u lewe sal bring, my God. Dat dit wat uitgaan, dat die woord wat uitgaan, nie op onvrugbare grond sal val nie. Want die woord kom uit u woord uit, Here. En dat u, o Heilige Gees, dat ons meer tyd vir die Gees van God in hierdie gemeente sal gee, sodat hy kan begin werk in ons lewens. Ons raak nie meer hastig. O, ons raak nie meer hastig. In sy teenwoordigheid is dit kosbaar. En daarom prys ons hom. Dis lekker in die teenwoordigheid, Here. Heilig, heilig is die Here. Dis ons lied in ons hart. Heilig is die Here. Niemand is so heilig soos u nie, my God. Dat ons daai heiligheid, dat ons daai respek en eerbied sal begin kry vir ons hemelse Vader. Dankie, Jesus. Amen. Soek ek met die kant. Gevra waar sy, toe sê hy, nee, sit daar agter en daar sien ek hom ook nou. Ons het hom as die bynaam gegee van die adjunkt Banjie, of ek het hom die naam gegee wat ek by die pastoor gehoor het. Ek kan sien almal, ek hoef nie te vra hoe gaan dit, ek kan sommer sien, die ou gesê het, as ek so sny met die oor. Ek wil daarom net iets byvoeg. Ek weet nie hoe die pastoor geweet ek is hier vanmôre nie, want hy het omtrent net met my gepraat. Ek weet nie of hy met julle ook gepraat het nie. Ek gaan eers iets speel, en dan het ek 'n storie vanmôre. My storie se naam, ons het nou gehoor van die vuur vanmôre. Ek wil van 2 vure wil ek vertel.
soos ek voel. Is 'n oom gewees wat ek saam mee gespeel het in die orkes. Hy het hom altyd, hy het die gitaar linksom gespeel, maar hy het nie die snare omgedraai nie, hy het die drukke op verkeerd omgedruk. Ek het altyd gesê, oom Ben, jy kan nooit afkyk wat 'n druk jy speel nie, want geen mens kan agterkom hoe jy speel nie, maar die klank wat uitkom is reg gewees. Die storie vandag gaan oor 4. Nou die eerste is 'n storietjie wat gebeur het waar ek groot geword het. En ja, dis seker omtrent nou al langer as 60 jaar gelede, want ek was baie klein. En die storie het my geamuseer. Ek het groot geword in die Oranje rivier, so halfpad tussen Groblershoop en Appington, 'n plekkie met die naam van Lambreusdrif. Nou die oom Christian van wie ek die storie vertel, hy het op Karras gebly. Nou in die tyd wat ek groot geword het, was dit die tyd, almal het nog met myle en perde en so hier en daar met donkies opgewerk, wat nou hulle trekdiere was. Almal het toe nou al, ek onthou die 48 chef lorrietjies en die 46 Ford en daai klompe, dis wat ek mee groot geword. Altyd as 'n ou chef lorry gehad het, die 48's in die lorry staan en vra hy, wat met jy die lorry om? Dan sê hy die lorry het bearings geslaan. Toe kom ek nou later toe ek groter word en in die goed begin belangstel, kom jy agter die 48 chef het olie skeppers gehad, hy het die oliepomp gehad. En as jy nou baie ten opdrang is en skynsplekke het, dan kry jy nie genoeg olie nie en dan so slaat die afhering nou bearings. Maar toe het almal nou later begin om oor te skakel, so hier en daar is 'n trekker en later het almal nou trekkers gehad. En so die mense nou hulle kar en pere wat hulle gehad het, baie het nou, hy ry nou met die kar en pere net spesiale geleenthede. Nou die oom Christian het altyd met sy kar en pere, die kar en 2 voorspere. Almal het van hom geweet, Saterdag en môre ry hy met 'n winkel toe. Die winkel was seker nou so 3 myl omtrent daarvan. Daar ry hy, maar op 'n dag, toe besluit die 2 pere, hulle is nou steeks. Nou perd is 'n snaakse ding, die van julle wat met diere groot geword het, 'n perd kry jy maklik in die saak as jy bang is vir hom. Daai help dit jy uit, as hy vir jou eers in die sak het, kan jy maar los, maar die oom se 2 pere raak steeks en hy het gesukkel. Almal het raad gegee in. Die ene die plan en daai plan, maar die pere is steeks, en span hulle in. Vir die dag lank staan hulle daar op een plek, hulle move die kar hier later, dan sit hy, hulle sering so eentjie vanaf neer die kos, hulle staan net daar, dis of hulle geplant is. En op 'n mooi môre, toe span die oom hulle weer in en hy sê vir sy werksmense kap hou. Vandag is die dag wat ons hierdie pere 'n les sal leer. En hulle kap 'n hoë bonderlout en hulle skuif hulle hier onder die pere se pense en hulle staan maar so of hulle geplant is. En die ou vat, hulle maak die vuur brand. Hy meen hulle wil mos nie loop, hy sal hulle uitbrand vandag dan. En hulle steek die vuur brand en toe die vuur nou begin warm raak, dat die pere se pense, toe trek hulle net die kar vorentoe en die kar staan, en toe moet hulle eers sukkel om die vuur dood te kry, en die kar is dus van hout gemaak, en gaat die kar uitbrand. En dit was so vir my as 'n seentjie 'n vreeslike snaaks ding, dan vra ek die mense, almal het vir hom Christian gekagel oor die besigheid van die pere. Hy het die pere maar later gelos, dat is 'n hasie sal van hulle te smeer. Nou as ek teruggaan na die Bybel toe en ek lees in Jakobus 3, dan sê hy die tong is 'n vuur. Ons hoor mos nou baie hier in die kerk van die vuur. Nou wat maak ek met die vuur? Weet ek het eendag vir iemand, mense kan mos baie maklik, en kom hulle dan sê hulle, kom ek gebruik nou maar die pastoors genaam, maar sê ek, het jy gehoor wat Willem van Wyk gemaak het? Dit hoef eers die waarheid te wees. Dan loop ek weer, dan sê ek, jong, het jy gehoor wat Willem van Wyk gemaak het? Dan vertel ek nou weer, so gaan dit aan. So kry die storie mos nou sterkies. Ek het eendag met 'n persoon wat so gekom het met 'n storie van iemand by my. Toe sê ek, jong, staan net so, dan bel ek gou die persoon. Dan sê ek, jong, is dit waar wat jy vir die ene gesê het? Dan sê ek, man, dis nie die waarheid, dis wat jy moet nou gaan. En vir almal vir wie jy die storie vertel het.
bel en dan sê jy vir hulle, dit is nie die waarheid nie. Dit is wat ons as moet doen. Die ander kant van die saak is, die tong is mos 'n vuur. As ons die evangelie wil uitdra met hy selfe tong, is dit 'n vuur. Die eerste storie het ek vertel, dat julle net die konsep van die vuur kan onthou. Ek moet die goed altyd met prentjies onthou. Miskien is julle slimmer as ek, nou hoef julle dit nie te doen. Maar wat doen ons? Wat doen ek? Jy weet, dit is baie moeilik as mense jou kom en hulle wil vir jou 'n storie vertel van iemand anders. Maar soos die ou gesê het, vat 'n tip van 'n voel, dan moenie daai persoon glo nie. Want dit is net 'n kinderstorie. As iemand jou in die oor wil kom blaas gedurig, dan wil ek sê in plain Afrikaans, dis nonsens. En as dit dan nou so is, dan sê jy maar wag net so 'n bietjie, kom ons vind dit uit. Maar ons almal, waar ons beweeg, ons kan met 'n klein dingetjie. Weet, ek praat van myself ook, ek het ook al baie kere gedink, moet ek nie maar stil bly as die mense hier so praat nie. Dat dink ek nie, ek gaan nie. En dit maak vir jou ongewild. Nou onthou ek wat Angus Bakker eenslag gesê het, as jou geloof jou niks kos nie, is dit ook niks werd nie. Moet ek dit weer sê, as jou geloof jou niks kos nie, dan is dit ook niks werd nie. Dis al wat ek te sê het. Baie dankie. Ja, dit is baie waar. Mense geloof het 'n prys aan. Ek sê dit dink van Linkie so lekker met die trekklavier amper so die naam ook alweer, so sleg gesê met musiek. Ek het julle ons al gesê dat ek daai jare met jou driehoekie. Dis al wat 10. En dan sê juffrou nog, ek moet, Willem, jy moet nie, jy's uit, ruk my uit. Dit tot vandag toe weet ek van nie, dat die Larry driehoekie het, hy dan ook note. So ek admireer iemand wat kan musiek maak, man. Want ek sit nog om die noot van 10 te kry. Prys die Here. Kom ons hoofsweep en daar mense kom voor. Dis sluit af. Daar's lekker koffie en 'n analise vir ons. Dis goed en tee. Ek noem maar net dat ons gaan volgende Sondag nagmaal hou en dan nou net die eerste week en volgende week want sodat ons mense beweeg na baie buitekant. So dan gaan ons lekker kuier. Ons het 'n bietjie kans. Dan is zo haastig op je zangleier iets. Net so bietjie vas, net voor reg asseblief. Ja, Dankie. Okay, right, dis reg. Daar sê God we serve. What a mighty God we serve. The angels come before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 oh, He's the King. Lift Jesus higher, lift Jesus higher, lift Him up for the world to see. He's very proud, be lifted up from the earth, I will grow, only unto me. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When
gehoorsaam wees as jy my vra. Dierbare Vader, al wat U vanmôre vir ons kom vra is, soek eers die koninkryk van God. En al die ander dinge sal ek vir jou byvoeg. Hierdie koninkryk wat U vir ons vertel in Onse Vader, is die krag en die heerlikheid van God. Dit is wat U vanmôre vir ons kom vra. Kom God Heilige Gees en openbaar aan ons die onuitspreeklike krag en heerlikheid van God. Dat ons daarin kan leef en dat ons deur die krag wat ons ontvang diensbaar kan wees vir U in hierdie wêreld. Dankie dat ons dit vir U kan vra. Dankie dat U vir ons gehoor het nou toe ons gebid het. Dat U ons sien, Vader. Aan U kom toe al die lof en die eer in die aanbidding. In die kosbare naam. Die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Amen. Kom ons gaan vier tannie Annelies se verjaarsdag hier agter.